Ek wil vanmôre begin en vir jou vra, hoe's jou hart? Ken julle die uitdrukking, hoe's jou hart? En gewoonlik, wanneer vra iemand vir jou, hoe's jou hart? Wanneer iemand lelik is, nee, hoe's jou hart? Sê vir my, as iemand jou seer gemaak het, hoe voel jy? Daar is die woord, hartseer. Wat sê ons as ons bly is? My hart is bly, of my hart loop oor van blydskap, nee. So ons hart is deel van ons bestaan, van ons sielsmens. Dit praat oor hierdie innerlike deel van my. En dis snaaks, dis nie, as jy ontsteld raak en jy het stres, wat gaan eerste? Jou hart. En jou hart affekteer alles. Nou, as ons nou praat van hart vanmôre, dan praat ons nie net dan praat ons nie noodwendig oor hierdie ding wat die bloed pomp hier aan die binnekant nie hierdie masjienkie nie. Ons praat eintlik oor die hart wat God jou en my gegee het. Maar dit is vir my baie interessant, julle gaan nou sien, ons gaan praat oor Dawid, en oor Dawid wat sê, Here skep in my rein hart, en Alida sal nou vir ons daai gedeelte lees. Maar dit is vir my baie interessant, dat Dawid iets opgetel het, en dat die Ou Testament ouens iets verstaan het van die hart. Dat hulle praat van die hart, en my hart is onrustig, en my hart is onstuimig, en hulle verwys na die hart, maar hulle verwys eintlik na hulle sielsmens wat hier binne ongelukkig is. En is dit nie interessant dat ons vandag weet waaroor dit gaan nie, want as jy ongelukkig is, wat gebeur? Jou hart is nie lekker. Ek dink 'n paar van julle het heel moontlik hartkwale al gehad, of het 'n hartkwaal. Ek het familie wat die oomblik toe die suikergoed affekteer, toe affekteer dit die hart, en toe dit die hart affekteer, dan affekteer die hart die feit dat hy nie behoorlik pomp nie, en dan is daar nie genoeg suurstof nie, en die een ding volg op die ander ding. Ek dink as ek vir Maria op moet roep, sal sy nou nogal vir ons mooi kan verduidelik hoe dit werk, want sy moes daarmee werk vir jare. En as 'n ou se hart nie lekker is nie, dan affekteer dit alles. En vir een of ander rede het Dawid dit agtergekom. En interessant genoeg, self die Here deur Samuel vir Dawid as koning, en Dawid moet eers na die paleis toe gaan, sonder Saul se medewete, dat hy die volgende koning is, voordat hy daarvan weet. Moet hy gaan speel, want hoekom? Saul was nie meer lekker. Inteendeel, Saul se kop het begin raas. Hoekom? Omdat Saul nie na die Here geluister het nie. En Dawid sien wat gebeur met Saul. Want wat moet Dawid gaan doen? Hy moet vir hom gaan harp speel. Dat sy gees, dat sy hart kan bedaar. En julle gaan nou sien, ons hart en ons siel en ons gees, dit is so aan mekaar gebind. Maar hy moet gaan speel, sodat sy gees kan rustig raak. En dan sê die woord, dit het hom rustig gemaak. Weet jy wat die aardigste ding? Saul lyk vir my op daardie stadium, toe hy nie meer gedoen het wat die Here wil hê nie, en hy is ongehoorsaam, en die Here het gesê, dit is wat met hom gaan gebeur. Is dit nie interessant, dat 'n man wat 'n gesalfde is, wat kom 'n instrument speel, dat die instrument en die musiek wat 'n gesalfde speel, 'n rustigheid bring in 'n man wat ver van die Here af is. Hallo? Wat ervaar jy wanneer jy aanbidding luister, en wanneer jy 'n bietjie tyd spandeer in die Here se teenwoordigheid, en jy begin die Here te aanbid? Hoe voel jou gees? Voel jou gees dan angstig? Ek kan dit nie hanteer nie. Nee, dit bring 'n kalmte in jou, dit bring iets. En ons sal nou verstaan,
Alida gaan gou vir ons hierdie gedeelte lees. Ek het vir haar gevra, hulle gaan dit op die bord sit en ek gaan dat sy dit lees, want my vrou lees vir my so mooi. Ek bedoel, lees mooi. Dankie, Alida. Vir die koorleier. 'n Dawid Psalm. Toe die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sonde uit, op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredings, en my sonde is gedurig voor my. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig. Want ek is in sonde gebore en was dit toe my ma swanger geword het. Maar u verwag waarheid in die hart. U leer my om wysheid te besit. Neem weg my sonde met hyssop, sodat ek skoon kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Gee my tog weer blydskap en vreugde. U het my stukkend gebreek. Laat my weer vol vreugde wees. Moenie let op my sondes nie, en wis al my oortredings uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee vir my 'n nuwe, standvastige gees. Moenie my verban weg van u teenwoordigheid nie, en moenie u Heilige Gees van my af wegneem nie. Gee my tog weer die vreugde van u redding, en maak my gewillig om u te gehoorsaam. Sjoe. Die konteks moet ons verstaan. Die konteks is, Dawid het 'n vrou gesien wat hy begeer het. En dan Dawid gedoen wat hy nie moet nie. Ou wil dit nie graag van die kansel af sê nie, maar die feit van die saak is, hy het saam met hierdie vrou geslaap. En dis binne in die woord van die Here. Nie omdat die woord van die Here dit regverdig nie, maar omdat God wil hê ek en jy moet sien hoe dat ons sonde ons baie keer op 'n, nie baie keer nie, gewoonlik op 'n plek bring waar ek die heil verloor wat God vir my het. Die vrede verloor wat God vir my het. En saam met dit het hy dit nog probeer toesmeer. Saam met dit het hy nog eers Haman oorlog toegestuur om te kyk of hy nie sal doodgaan nie. En saam met dit het hy hom nog eers laat huis toe kom om te kyk of hy nie saam met sy vrou gaan slaap nie, dan kan hy dit dalk verdoesel dat hierdie kind nie syne is. En dan sê die Here vir hom dat die kind gaan sterf. En Dawid het gebid en gevra, Here, asseblief, laat die kind leef. En toe die kind sterf, toe Dawid homself gereinig, skoongemaak, en hy hierdie psalm geskryf. En Dawid sorg dat hy dit wat hy verkeerd doen in die oë kyk, dit erken en regmaak. En vir die van die wat dit nie weet nie, die volgende koning van Israel se naam was Salomo. Raai wie was Salomo se ma? Batseba. So Dawid het nie net dit onder die mat ingevee nie, hy het reggemaak. En dit is die verskil wat ek en jy moet verstaan vandag, dat wanneer dit kom by my hart, dat ek vir God vra, wanneer ek bely en vir die Here vra om dit reg te maak,
dat ek deel met die konsekwensies van dit waarmee ek moet deel. Inteendeel, in vandag se lewe moes Dawid eintlik in die tronk gesit het. Want hy het 'n man laat doodmaak. Maar in daardie tyd het dinge 'n klein bietjie anders te gelyk. Nou Dawid verstaan hoe dit lyk wanneer 'n verhouding met die Here gebreek word, want hy weet Saul was God se gesalfde. Nou as jy Dawid se storie lees, dan sal jy met 'n verrassing agterkom dat die Here sê dat hy is die nuwe koning, hy word gesalf, Samuel salf hom, en dan wanneer hy hom salf, dan bly Dawid stil. Almal weet nie hy is gesalf om die nuwe koning van Israel te wees. Hoe tree Dawid op? Dawid het elke keer, 'n paar kere, die voorreg gehad om Saul se lewe te neem, want hy is mos nou die nuwe koning van Israel. Hy kan dit vat. En weet julle wat doen Dawid? Dawid sê, dis nie my werk om God se werk te doen nie. En Dawid bly sê, hy is God se gesalfde, inteendeel die woorde wat Dawid gebruik is, ek raak nie die gesalfde van God aan. En hy sê, God sal daarmee deel. En op die regte tyd sal God sorg dat dit wat moet gebeur, gebeur. Dawid het verstaan wat is wag. Dawid het verstaan dat God se bestemde tyd is die beste tyd. Maar, dan kom Dawid, en hy werk soos wat God graag wil hê ons moet werk. En hy vra, Here, skep U in my 'n rein hart, sodat ek nie dieselfde oorkom as wat Saul oorgekom het nie. Het julle al agtergekom ons is so? Ons leer nie altyd hierdeur nie. Hallo? Ons leer nie altyd hierdeur nie. Jy kry al die inligting. Al die inligting is daar. Al die inligting sê moenie so nie, maak so. Maar ons moet mos eers, wat is die woord? Ek moet eers voel. Voor ek hoor. Kan julle agterkom? Jy moes eers voel voordat jy hoor. En baie keer is dit nie omdat iemand my pak slaag gee nie, dis omdat ek myself pak slaag gee, omdat ek in omstandighede in hardloop en goed doen wat ek nie moet doen nie. En Dawid het dit ook gedoen. Inteendeel, die ding dat hy die reus aangevat het, wat wonderlik was hy het die reus aangevat en hy het gesê, reus, jy moet vandag regmaak om dood te gaan, want jy het God uitgedaag. So hy het met die krag van God, het hy dit gaan doen, nie in sy eie krag. Dis die verskil. Maar daar is ander kere wat Dawid nie so slim was. En is dit nie interessant om weer terug te kom na hart toe, dat God sê, Dawid is 'n man na my hart nie. Baie interessant. Nou, kom ons wees eerlik, as jou hart nie reg is nie, het ons nou vir mekaar gesê, dan het jy moeilikheid. Het jy al agtergekom as jou hart seer gekry het en jy probeer dan weer oefen? Dit voel asof jy gaan hardloop, maar dit voel asof jy teer aan jou tekkies vassit. Jy kom agter die hardloop, maar hier is nie meer dieselfde nie. Hoekom? Want jou hart pomp nie reg nie. En dit moet ons verstaan. In my gees is dit dieselfde. As my hart nie reg is nie, dan gaan hy nie reg deel met goeders waarmee hy moet deel nie. Maar as my hart reg is, en ek is onthou nou, jou hart is jou wil, jou intellek en jou emosie. Ek gaan dit weer sê, jou hart, jou siel, is jou wil, jou intellek en jou emosie. Nou jou liggaam en my liggaam werk so, alles is mos nou in mekaar geweef. Ek woon in hierdie liggaam, en my gees hou my aan die gang, hou my aan die lewe, en my siel is die ding wat nou my wil, my intellek en my emosie is. Ek kan nie die een van die ander een wegvat nie. As jy, onthou julle toe ons verlief geraak het? Hoe het jou liggaam gevoel? Jou mond word droog en jy weet nie wat om te sê nie.
party ouens val oor hulle voete en doen dom dinge, want jou brein werk nie. Ewe skielik word daar iets by jou brein, daar gaan suurstof weg in jou brein. My ouers is hier vanmôre, hulle kan julle 'n paar stupid goed vertel wat ek al in my lewe gedoen het. Toe ek verlief was. Dan dink ek vandag, dan dink ek, ja, ek kan nie glo. Dit was so toe nie. Ons lag lekker. Hoeveel van ons het goed al gedoen omdat ons kwaad was? Hoeveel van ons uiter die woorde, ek is so kwaad vir jou, ek sal jou nooit vergewe nie. That's a very dangerous place to be. God kon my vergewe, wat gee vir my die reg om nie te vergewe nie? En ek verstaan nie dat ek maak eintlik die lewe vir myself moeilik nie. En dit is wat Dawid gesien het in Saul se lewe. En hy wou dit nie weer gesien het nie. En dit moet ek en jy verstaan. My hart moet rein wees, my hart moet reg wees, want sonder my hart wat reg is, het ek nie 'n ordentlike kompas om my terug waartoe ek moet gaan. As jy in die wildernis is, of in 'n bos is, en jy moet met 'n kompas loop, vandag verstaan, jong mense weet nie lekker wat 'n kompas nie, maar ons het mos nou GPS'e. Maar as jy nie 'n GPS of 'n kompas het om jou daar uit te kry nie, dan is jy baie opgewonde. Hey oom Jan, oom het my nou die dag vertel dat daai GPS toe hy net uitgekom het in die aeroplane wou nie so lekker werk nie. Dan sê hy, dan het jy moeilikheid. As jy nie weet waar is jy of waar is die runway of as jy nie kennis het en weet hoe hierdie ding werk nie, het jy moeilikheid. Jy sit in die lug. Waar gaan jy? So, dit rig jou hart moet reg wees. Jy sien, sonde doen dit aan jou en my. As ons kyk na Romeine 3 vers 23, wat ons gewoonlik gebruik wanneer ons vir iemand verduidelik, dan sê ons vir hulle, luister hierso, almal het gesondig, almal sondig. Inteendeel, die Bybel sê, as ek sê ek het nie sonde nie, mag ek dit sê? Dan wat ek? Dan lieg ek. Jy vertel nie 'n leuen nie, jy lieg. Jy sien, ons almal het gesondig en vir daai rede skiet ons tekort aan die heerlikheid van God. Nou, baie keer dan sien ons dit net skiet tekort aan die heerlikheid, ek gaan nie hemel toe nie. Maar ons verstaan nie dat God het hier reeds al 'n stukkie van die ewige lewe vir my gegee. So as ek hier sondig, dan affekteer dit my hart en dit veroorsaak dat ek nie hier al daai stukkie van die hemel kan begin beleef. En dis hoekom mense in onvrede en in moeilikheid leef, omdat hulle nie verby die bely ding kan kom nie. En onthou nou, ons praat 'n bietjie oor bely as deel van hierdie tyd, nee. En dis hoekom my hart moet reg wees daarvoor. Jy sien, 'n rein hart weerspieël 'n regte verhouding met God. Ek is eerlik, 'n ding wat my bietjie confused is. Ek was op 'n plek die week waar die predikant meer verwysings maak na hoe lekker hulle elke keer saam met die persoon wat toe nou nie meer hier is nie, elke keer 'n lekker dop kon drink, en dan aan hierdie kant dan praat hy die hele tyd oor sy verhouding met die Here. Nou verstaan ek nie lekker, en dan praat hy nou nog van die kansel af, elke keer van die alkoholiese verversings. Nou die twee goed wil nie vir my lekker compute nie. Sien, want in my lewe het ek gesien, wat doen alkoholiese verversings aan mense? En ek het gesien, toe my pa die Here begin dien, en hy sit dit neer, daar's 'n verskil tussen A, en daar's 'n verskil tussen B. En wanneer 'n ou struikel en val, en jy gaan weer na A toe, dan sien jy, maar hier's 'n ander man, my pa sê altyd, daar klim 'n mannetjie, as jy die prop afdraai, dan klim maar 'n mannetjie uit. Want daai persoon is dan anders. Hy tree anders op, want hy is onder die invloed van iets anderste wat nie van God afkom. Die Here wil hê ons moet vry wees. En dit is wat gebeur as my hart rein is, dan reflekteer dit iets van God, want onthou, ek is die draer van God se beeld. Jy is die draer van God se beeld. En dis hoekom as my hart reg is en die Here hom rein maak, dan veroorsaak hy dat ek anders te kyk na mense en anders te werk met mense en anders te optree.
En dis waarvan belydenis deel is wat Dawid verstaan het om vir die Here te sê, Here, skep in my, ek erken, my hart is, maak dit reg. En dan die volgende ding is, ons hart bepaal ons optrede. Onthou nou wat het ek gesê, dis soos 'n GPS of 'n kompas. Die voordeel is net, hierdie GPS verloor nie sein nie. Partykeer dan laat ons hom sein verloor. Maar Dawid het besef, ek moet by die Here uitkom dat hy kan sorg dat die sein bly werk op hierdie GPS. Op hierdie harts GPS van my. Jy sien, Spreuke sê vir ons, bewaak jou hart bo alles. Nou, as dit nou 'n GPS was, dan sou ons gesê, maak seker die GPS se battery is gecharge of die charger power supply key is in die kar. Wie van julle het al aan die begin met jou onthou julle toe die eerste GPS uitgekom het? Dan sit jy jou GPS in en jy's baie opgewonde want die battery werk, maar jy het vergeet om die charger in te sit. Na so 'n uur dan is die battery pap. Hy help by jou niks. Hallo? Nou dit is tipe van hoe dit met ons werk. Ons moet by die Here uitkom. Hy sê, bewaak jou hart bo alles, sorg dat hy gelaai is, want alles wat jy doen vloei daar uit. Het vloei hier van jou binneste af, want sien, jou binneste bepaal hoe jy dinge doen. Jou binneste bepaal hoe jy met jou vrou werk, papa. Jou binneste bepaal hoe jy met jou kinders werk, mamma. En as ek 'n vark in my hart het, dan gaan ek my kinders so behandel. Dit affekteer dit. Jy sien, Dawid het dit verstaan, dat die een wat die heelal geskep het, God, die skepper van hemel en aarde, is die een wat kan skep. En dis een van die mooiste goed binne in hierdie gedeelte, dat Dawid sê, Here, skep in my 'n rein hart. Hy sê nie, Here, patch my hart net op nie. Hoor die verskil? Hy sê nie, Here, maak hom net reg nie. Hy sê, Here, skep in my 'n rein hart. En dan sê hy, hoe hierdie hart moet lyk. Hy sê, dit moet rein wees. Nou, rein beteken sonder vlek. Dit beteken sonder swakheid. Dit beteken 'n nuwe hart. En Dawid verstaan dat die een wat die hemel en die aarde geskep het, is die een wat dit kan doen. Nou, is belangrik dat ons dit vir mekaar sal sê, dit gaan nie net hier daaroor om dit reg te maak wat stikkend is nie, maar dit gaan ook oor transformasie. So as die Here hom skep, dan moet ons verstaan, dit is altyd so, wanneer die Here met ons werk, daar's bekering, ek draai om, bekering beteken om te draai en in 'n ander rigting te loop, maar saam met dit, terwyl ek in 'n nuwe rigting loop, moet ek ander gewoontes sê. Ek kan nie aanhou met dieselfde gewoontes nie, want hy help my omdraai my niks nie. Want dan loop ek net in 'n ander rigting met dieselfde goed. Daai vis wat in die kattebak gelê het, gaan net weesal. Ek moet ontslaa raak van daai vis in my lewe. Julle verstaan die beeldspraak. Wie het al vis in sy kattebak gehad? Ek weet nie of ek dit mag vertel nie. My pa sal seker maar vir my na die tyd sê of hy kwaad is vir my of nie. My pa het saam met het op 'n Kubaanse skip gewerk op 'n stadium. Op die Kaapse dokke. Daai tyd kon jy nog by die dokke inry. En dan gee hulle vir my pa stokka, né? Wat so gevries is. Dan druk hy dit agter die bakkie se seat in. Dan moet hy daai lot by die hekke uitkry. Dit het ek nie toe geweet nie. Ek onthou net die reuk. Dis wat ek probeer sê. Nou dink ek, gelukkig vrot die dokke in elk geval nas vis en alles. So niemand ruik wat hier aangaan nie. Maar as jy by die huis kom, dan ruik jy die verskil tussen die kar binne. Nou ek was baie klein, so kan julle dink wat se indruk het dit op my gelaat, dat ek dit onthou, die reuk. En dit is skande wat met jou in my hart gebeur, as ek nie sorg dat die Here om my herskep, en dat ek omdraai nie. Dan, nou is die goeie nuus, 2 Korintiërs
5 vers 17 sê, almal wat in Christus is nou wat? 'n nuwe mens, nuwe mens. Alles het nuut geword. Al die ou dinge het verbygegaan. Dawid het geweet die Here moet dit vir hom doen. Jy sien, dan moet die Here my gees ook kom verander en standvastig maak. Wat vir my amazing is dat hy nie net sê, Here, skep vir my 'n rein hart nie. Dawid het iets verstaan van dat my gees en my siel loop saam met mekaar. Nou ek het, vanoggend skryf ek hier neer, ek sê, as my siel my kompas is, wat bepaal waantoe ek gaan, is my gees die petrol of die battery wat daai kompas of daai GPS laat werk. Want my hart gaan nie in die regte rigting beweeg as die inligting en die krag nie kom van my gees af wat God inwoon nie. God moet dit doen. Sy gees moet dit doen. Jy sien, 'n regte gees is 'n gees wat nederig is. Want my suiwerheid kom nie van buite af nie. Onthou julle die verhaal van Dawid toe hy, en ek gaan elke keer terug na Dawid toe, maar onthou julle die verhaal van Dawid toe hy gesalf is? Die Here stuur vir Samuel en hy sê vir hom, gaan na die seun van, of gaan na Isaai toe, dan kom jy by sy seuns en ek wil hê jy moet sy seun salf as die nuwe koning. Ek het so eintlik 'n klomp jong manne hier opgeroep het dat hulle hier by mekaar staan, sulke lang ouens. En hulle is vegters in die koning se weermag, nee, hulle was manne, hulle was, klink vir my die koning het hulle geken, soos ek die ding verstaan het. En dan wanneer, dan staan Samuel dan sê hy, sekerlik Here, hierdie is die een, nee, die oudste. Dan sê die Here vir hom, nee, hy is nie. Nou dink ek, Dawid se pa het heel moontlik daar gesit in kopkrap en gedink. Hoe werk dit? This is my pride and joy, man, is my eerste geborene, hy's die man, dis Ebenezebeth hierdie man. En die Here sê vir hom, volg nie, nie een van hulle. Dan sê die Here vir hom, moenie kyk na hulle uiterlike, hoe hulle uiterlik lyk nie. Party politikuste hulle lyk baie grand so. En dan sê die Here vir hom, daar's nog een, dan sê hy vir Isaai, hoorie, jy sal nie nog gesien nie, dan sê hy, ja, maar hy pas skaap op. Nou toe ek bietjie gaan oplees en gaan soek, is daar 'n hele storie agter die ding. Daar word nie gesê dat Dawid is 'n buite-egtelike kind nie. Maar vir een of ander rede het daar iets gebeur tussen Dawid se ma en sy pa, amper soos 'n apart bly situasie. En Dawid is toe nou die jong laaitjie wat bietjie later gebore is, en hy is toe nou kind of soos sy ma uitgeskuif. En dis hoekom hy moet net daar skape oppas. Hoopelik sal 'n leeu of 'n beer hom kry en dan is ons ontslaaf van Dawid. So ek wonder of Dawid nie dalk daai streep by sy pa opgetel het en agtergekom het. Maar dis nou maar net ek wat so sê. Maar nou sê die Here vir Samuel, moenie kyk vir hierdie manne wat lyk soos rugby spelers en soos Springbok voorspelers. Hy sê, kyk na die hart. Gaan roep vir Cheslin Kolbe. Maar die mannetjie is te klein, man, hoe gaan hy rugby speel? Sorry, ek is wêrelds ouens, maar ek dink dit gee vir julle 'n beeld van wat hulle gedink het. En die Here sê vir hom, kyk na sy hart. Hoor julle alweer? Kyk na sy hart. Die Here kyk na die hart. Dis hoekom Dawid gebid het en gesê, Here, gee vir my 'n hart, 'n nuwe hart, sodat ons kan verstaan, dit is vir die Here belangrik dat ons van binne af leef.
En baie keer gebeur dit met ons, soos iemand wat 'n diskussie 'n week terug gehad het, toe vertel hy, nee, maar as 'n ou met 'n kortbroek by hulle opdaag by die kerk, dan kyk almal hom op en af, en dan kan hulle nie eens die diens deelneem aan die diens nie, want hulle kyk meer vir die ou se kortbroek as wat hulle kyk vir die. Dink ek, hoe dom kan jy wees? Die Here het nie gekyk vir die kortbroek nie, die Here het gekyk na die hart. Intussen geniet jy jouself, want jy kyk vir die ou se bene, in steede van, kom by die Here uit. Die punt wat ek wil maak is, God wil hê ek en jy moet verstaan dat as my gees reg is dit 'n gees wat nederig is. Nee, ek is die langste hier, ek is Ebenezer. Nee. Nie en 'n gees wat natuurlik gehoorsaam is, dis hoe God wil hê 'n gees moet lyk, sy gees. En die Here wil ook 'n gees hê waarin sy gees kan inspraak hê. Nie 'n geslote gees wat sê, weet jy, ek weet nie, man. Een van die irriterendste goed seker in die lewe is ouens wat alles weet. Yesterday, maar julle is stil. Dink julle nou aan wie ken julle wat so is? Dit is een van die frustrerendste goeders, ouens wat alles weet. Jy kan niks sê nie, hulle weet alles. Dan dink jy, okay, hoekom is ek dan nou hier so? Kom ons gaan dan na my huis toe. Maar 'n gees wat oop is, 'n gees wat soos 'n spons is, 'n gees wat sê, Heilige Gees leer my, Heilige Gees praat met my. Dit is wat God wil hê moet binne in my wees. En dit is wat Dawid saam met die reinhart vra. Hy sê, Here, gee vir my 'n reinhart en 'n standvaste gees. My gees kan net standvastig wees as ek by die Here uitkom en die Here soek. Nou die proses van reiniging gebeur wanneer ek toelaat dat die Here my reinig, want in Psalm 51 vers 7 dan skryf Dawid, reinig my met hisop en ek sal rein wees, was my en ek sal witter wees as die sneeu. Julle sal sien, oralstyd ek sulke sneeuprentjies bygesit, net om vas te maak dat jy verstaan. Het julle al gesien hoe lyk sneeu? Was julle al in die sneeu? As die son skyn, as daar sneeu is, moet die ouens rondloop met 'n spesiale donkerbril, want dit is te bright. En Dawid sê, Here, was my dat ek so witter kan wees as sneeu. Hy wil hê, daar moet nie 'n spikkeltjie wees nie, hy wil hê, dis hoe dit moet wees. En dan vra hy die Here vir hierdie standvastige gees. En dan is dit belangrik dat ons sal besef, al wat jou en my kan reinig is die bloed van Jesus Christus. I cannot be washed by anything else. Ons kan alles try, ons kan Vanish try, en jy kan MAC try, en jy kan degreaser try, maar dis nie die goed wat rein maak nie, dis God, dis dit wat Christus gedoen het, en dit wat Christus gedoen het, het hy nie goedkoop gedoen nie. Ek sê altyd, dit is vir my net een van die wonderlikste goed. Christus het nie opgedaag en gesê, okay, gee vir my 'n paar houe, okay, nou gaan ons gou aan die kruis hang, en dit klink asof ek dit baie ligtelik maak, maar dis juist wat ek probeer sê, dit was nie so ligtelik nie. Hy het gehang aan die kruis, tot hy sterf. En dan sê die woord, dat hy in die doderyk neergedaal, en dan sê die woord, dat hy daar opgestaan, en hy die graf en die dood en die hel oorwin. Sodat jy en ek kan sê, Here, gee my reinhart. En dit nie arrogant doen nie, maar in nederigheid doen. Die resultaat van dit is, hoor net hoe mooi is dit, die resultaat is, hy sê, gee my die vreugde van u redding terug en gee my gewillige gees om my te onderskraag. So die uiteinde hiervan, as God dit rein maak en nuut maak, dan herstel hy my vreugde.
You've turned my mourning into dancing again. You've lifted my sorrow, I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Sien Christus herstel dit binne in jou en my hart. As ons werk van eksterne omstandighede af en probeer vreugde handhaaf, dan gaan dit bietjie moeilik wees in Suid-Afrika. Hallo? Jy hoef net in jou kar te klim en om die blok te ry en daar is genoeg rede om te mou. Jy hoef net in jou huis te sit, want jy dalk nie water of die krag is alweer af. Verstaan, jy hoef nie eens ver te gaan nie. Maar as ek gaan toelaat dat die eksterne faktore my happy maak, het ek moeilikheid. Maar as ek toelaat dat Christus se werk binne in my lewe my opgewonde en bly maak en dat hy my herstel, dan is ek op 'n plek waar ek kan vreugde ervaar. Tweede ding is, ons word dan voorwerpe of instrumente of bedienaars of agente, hoe ook al ons dit wil sê, van die genade van Christus. En van die liefde van Christus. Want as God in my hart woon, wat gaan gebeur? Wat het ons gesê? Dit wat in my hart is, wat gaan bepaal hoe ek leef en hoe ek optree en hoe ek dink en hoe ek dinge doen. So as Christus se liefde in my hart leef, wat gaan ek doen aan jou? Ek gaan jou lief hê. Ek gaan vir jou smile. Ek gaan vir jou groet. En as jy my probeer vermy, dan gaan ek 'n hardloop na jou toe en ek gaan jou hand druk en jou glimlag. So as ek na jou toe hardloop en ek druk skielik jou hand en ek glimlag vir jou, nee, dan weet jy, ek wil net vir jou sê ek is lief vir jou. En die volgende ding is, ek sal kan leef en wandel in oorwinning. Ek maak klaar met hierdie woorde. Dit wat ek bid, dit wat ek vra, net soos Dawid, as ek bid, Here, skep in my 'n rein hart en gee in my binneste weer 'n opregte of 'n standvastige gees. Doen ek juis omdat God die onmoontlike kan doen. Ek weet, jy sit moontlik hier vanmôre en jy sê, jong, jy weet nie wat het daai ou aan my gedoen nie, jy kan dit nie van my verwag nie. Wat het ons as mensdom aan God gedoen? En tog stuur hy sy seun. Kan ek jou hart regmaak? Ek is jammer, ek kan nie. Al sou ek 'n hartchirurg wees, kan ek dit nie vir jou doen nie. Want 'n hartchirurg kan werk aan die biologiese hart, maar net God kan werk aan hierdie sielshart van my en my gees. En wil jy nie toelaat dat die Here dit vir jou doen nie? Dis hoekom ons nou praat oor die belydenis ding, dis deel daarvan om te bely en te erken en te sê, Here, ek kan dit nie self doen nie, help my hiermee. Here, help my om te vergewe. Here, help my om te laat gaan van hierdie negatiewe mindset van my. En ek is eerlik, dit is nie altyd maklik nie. Veral as jy na jou omstandighede om jou kyk. Maar dis nie wat ons gaan gelukkig maak nie. Net God kan. God can. En dan is die wonderlike nuus, die woord van die Here leer ons. En hy sê, God is by magte om hoe te doen? Om te doen ver. Bo dit wat ek en jy kan bid of dink. Hallo. God kan ver meer as dit doen. En dan is die wonderlike ding dat God se woord sê ook, dat God voorsien in al ons behoeftes, hoe? In ooreenstemming met sy rykdom in heerlikheid. Dit is onbeperk. So dit alles sê vir my, God kan doen wat ek nie kan doen. En ek wil hê jy moet moed skep hierin. God kan vir my skep en vir my doen dit wat ek nodig het. En ek wil vir jou vra vanmôre,
dat jy jou hand op jou hart sit. En as jy kan jou ander hart, dis nou op jou fisiese hart, en dan jou ander hart hierso, so hier op die middel van jou wese, hier waar jy gewoonlik ontsteld voel. As jy voel, ja, maar ek is nou ontsteld, dan raak jy mos hier, jy voel hom mos hierso so. Ek sien van julle word nooit ontsteld nie. So, dan sit jy jou ander hand daar. Ons doen dit as 'n manifestasie om vir die Here vanmôre te vra, dat hy sal doen wat hy doen. Kom ons bid so saam. Vader, ek weet ons praat oor die redding en die werking en dit wat u doen. En dit is my wonderlik om te weet vanmôre, ons praat met die koning van die konings, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat my geskaap het, en elkeen wat hier sit. En Here, ek vra vanmôre, sal u in ons 'n rein hart en 'n standvastige gees kom skep, splinternuut, Here. Here, haal al die onsuiverheid uit en bring ons op 'n plek waar ons in oorwinning kan leef, sodat mense kan sien wie u is, sodat mense u kan verheerlik, sodat mense u naam kan ophef, sodat mense kan besef u is in beheer, sodat mense kan besef ten spyte van dit wat rondom ons gebeur, ons kan standvastig wees want u is in beheer. Dankie dat u dit nou doen en dankie ook vir die proses dat ons saam met u kan wandel in die gees, dat ons kan wandel in die lig en dat ons meer as oorwinnaars kan wees deur Christus wat ons bemagtig. Ons loof u, dankie vir die wonderdade, vir u liefde. Amen. 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 Ek wil net sê, ouens wat nuwe harte kry, sê die woord, omdat hulle op die Here wag, kry nuwe krag. En dis hoekom hulle kan wandel en nie moeg word nie, en dat hulle op arensvlerke kan sweef. Beteken dit dat jy gaan nou ewe skielik 'n fietselyf hê? Sorry, ek kan nie vir jou dit sê nie. Nee. Maar aan jou binneste het jy 'n hoop en 'n toekoms om na môre te kyk. Amen. Wonderlik. Ons gaan nou oorgaan na die opneem van ons offergawes.